Goeiemôre, hartlike groete. AI groete hier vanaf George. My naam is Silje, voorsteur van die AI in die Wes-Kaap. President Ramaphosa het 'n paar dae gelede die inperkingsvlak van Suid-Afrika van vlak 2 weer verhoog na vlak 3 toe. En ons weet die groot rede van die besluit is natuurlik hierdie groot aantal infeksies wat tans in ons land plaasvind. As ons terugkyk na 'n paar weke terug, onder die 1000 per dag en skielik verdubbel het na 2000 toe en waar dit gegaan het na 3, verdubbel het na 6, 7 toe, die laaste tyd na 9 toe, en die inperkings gister natuurlik, die 16de, of die infeksies gister die 16de staan op 13.200, en daarom die groot besluit van die president om die land weer terug te sit na vlak 3 toe, wat grotendeels beteken dat die aandklokreël weer terug is, na 10:00 tot 4:00 die volgende oggend, en dit beteken dat restaurante en kroë en alle fasiliteit of geselligheidsplekke moet natuurlik 9:00 hulle deure sluit om seker te maak dat kliënte betyds nie by hulle huis kan wees. Natuurlik ook 'n ander groot impak is in terme van die drankverkope, weksdae vanaf maandag tot donderdag toe, 10:00 die oggend tot 6:00 die aand, Vrydag, Saterdag is dit gesluit, so ook op publieke vakansiedae. En dan die normale drankverkope by restaurante en kroë en geselligheidsplekke is natuurlik net oop binnekant dranklisensie vereistes, maar nie later dan as 9:00 die aand, soos wat bepaal word in die inperkings nie. Dan natuurlik by byeenkomste, maksimum van 50 mense in 'n restaurant, en dis nou binneshuis, en dan buitenshuis natuurlik 100 mense byeen. Aggenome natuurlik die grootte van die lokaal waar die funksie plaasgevind word, en anders moet dit aangepas word na 50% van die kapasiteit. As die lokaal net byvoorbeeld 50 mense kan vat, dan kan jy slegs die helfte van die mense dan in daai saal akkommodeer. Baie belangrik, dis waar die infeksies versprei. Dan natuurlik die begrafnisse is weer ingeperk na 100 mense per begrafnis. Die bewese vraag is natuurlik oor die inperking, en ons sien verskeie van die groot belangrike mediese kenners sê dat die president het hierdie aankondiging heeltemal te laat gedoen. Die verspreiding gaan nou baie vinnig akkumuleer, en die president moet 'n hoër vlak van inperking gestel het, soos ook byvoorbeeld om skole te sluit, en dan ook die grense van die provinsies ook te sluit, want as die bewese rede daarvoor is dat 60% van die infeksies tans gebeur in Gauteng. Die hospitale in Gauteng, privaat en staatshospitaal, is totaal vol, groot gebrek aan suurstof, en as 'n groot krisis wat wag en dreig natuurlik in Gauteng. Maar so ook sien ons in die Wes-Kaap dat die infeksies oor die laaste 7 dae op 'n 7 dae basis het met 110% gestyg, spesifiek hier in die tydroete, hier waar ek natuurlik woonagtig is, en daar's groot kommer natuurlik dat hierdie infeksies baie vinnig versprei, en daar moet daadwerklike aksie geneem word. So my versoek vanmôre aan u as AI voorsteur, dat ons moet absoluut hou by die protokolle soos bepaal in terme van die regulasies. En ek gaan dit net weer herhaal, dat ons moet 'n masker dra, verpligting om 'n masker te dra. Maak nie saak of jy nou 'n besigheidseienaar is en kliënte ontvang nie, elke kliënt in jou besigheid moet 'n masker dra, en die besigheidseienaar bestuurder moet seker maak dit word wel toegepas. As jy die eienaar is van 'n taxi of 'n drywer van 'n taxi, dan mag mense nie in jou taxi klim as daar nie 'n masker gedra word nie, en jy moet die wetgewing toepas. Jy kan verantwoordelik gehou word vir daardie dade en aksies. So as ons mense sien sonder 'n masker, neem die stap en sê vir hom, dra asseblief jou masker, sonder om konflik natuurlik te ontaard. Sosiale afstand moet gehou word, 1.5 meter, dit weet ons nou al goed, en natuurlik die belangrikheid daarvan die sanitasie van hande. So as jy by die besigheidsperseel instap, maak seker jou hande word skoongemaak, en kry ek sommer die gewoonte as jy uitstap, maak vir jou hande skoon, saniteer weer jou hande. Dis baie belangrik. Ons weet die virus word versprei deur die asemkanale, met ander woorde die neus en die mondkanale, en daarvoor is 'n masker uiters belangrik, en natuurlik die hande ook moet skoon wees vir die verspreiding van die virus. Dan 'n baie belangrike punt wat ek wil aanraak is die inentings. Ons sien nou die tweede vlak van inentings het nou plaasgevind, en dis waar mense ouer as 60 jaar ingeënt word, en heelwat inentings is gedoen, en die Wes-Kaap doen bewees baie goed in terme van die inentings. Ek sien nasionaal is ons so bykans amper 3% van die land reeds ingeënt, maar ons kort oor die 50% om hierdie kudde immuniteit te vorm. So as jy op hierdie stadium
60 jaar en ouer is, asseblief gaan registreer op die platforms. Maak seker jou naam is daar en die terugvoering wat ek kry van ouer mense wat die inenting ontvang het gesê dit baie glad verloop. Die proses was baie vinnig en sover my kennis trek was daar die bewese groot neeweffekte ook van die inenting nie. So kom ons maak seker dat ons hou mekaar veilig en die band tussen die infeksieverspreiding en ekonomie is uiters belangrik, jy weet. So daardie band moet gehandhaaf word en as die infeksies nie gestop kan word deur bepaalde metode nie, dan die president geen keuse om die land na 'n hoër vlak te vat nie. En dit kan dalk 'n vlak 4 wees of selfs 'n vlak 5. Kom ons werk almal saam en maak seker dat ons keer die verspreiding van die virus en ons hou ons familie, ons gesinne gesond en red dan so 'n lewe. Maar ook, kom ons hou die ekonomie in die gang sodat mense wel hulle werk kan behou. Groetnis hier van George af, tot volgende keer. Totsiens.